Ons afhanklikheid van die Here met die woorde, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, en wat getrou bly tot in ewigheid, wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Red nou harte tot God en ontvang sy groetseën. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragtvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons roep die Here en antwoord op sy groetseën. Ons sing saam Psalm 147. Psalm 147, waarvan gaan ons sing eers in die tweede vers. Ons sing hier in die eerste vers, want hy wil ons in guns aanskou. Die Here se guns is sy troue verbondsliefde. Die verbond wat hy in ons aangegaan het, en daar in sy verbond is hy getrou in sy liefde aan ons. Psalm 147, ons sing daarvan vers 1 en 2, daarom bly ons staan, om ons geloof saam te begin. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore in Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het, begrawe is, vir die angste van die hel tot in die dood ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het in die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. En ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons moet moedig ons oor die Here ons sou Vrede in die deel van die Here diens waar ons onsself moedig oor die Here. Ons
speel ons lewens in die hand van die Here se wet. Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Jy mag vir jou geen gesê beeld of enige gelykenis maak van wat bo die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is, en jy mag geen oorlede nie neerbuig en nie die. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, want die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende, want die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uiterlik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uiterlik gebruik, nie ongestrafbaar bly. Direk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen, jy op jou seun, op jou dogter, op jou diensknegt, op jou diensmaagd, op jou vee, op jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, want die naam verlek mag word in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis in jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Op sy diensknegt, op sy diensmaagd, op sy os, op sy esel, op iets wat van jou naaste is nie. En toe die Here op die donderslaan die bliksem, en die geluid van die kassyn en die rokende berg bemerk, en die volk het gesien en gebeure, en op 'n afstand bly staan. Ons antwoord, deel van ons vermoedig in ons sing Psalm 25, waarvan sing ons vers 4 en 5, Psalm 25, die 4de en 5de vers, en daarna gaan ons saam. Oh
hulle net eers waardig om aanbid te word en al die heerlikheid en majesteit en pragt en praal. Geen ander God buite U, U is die enigste. Heilig, heilig, heilig is U. Wat 'n groot voorreg is dit dat ons hier vanoggend saam met die engele rondom die troon en saam met die hele skepping mag inval om U al die lof en die eer toe te bring. Ons kom vir U, ons is klein Here. Ons bitterlik klein, broos, sondig. Ons het swaar en U gesondig. Menigmaal misdrewe, en swaar menigmaal misdrewe in ons gesin, ons swaar en gesondig. Ons vergeet so maklik Here, ons dink, ons voel hartseer as ons die mense rondom ons hartseer maak met ons sondes. Ons vergeet so vinnig dat ons heel eerstens teenoor U sondig. Wat kan ons toch daarvan dat ons teen U sondig, teen U majesteit, teen U heilig, teen U heilig. Mag ons gesing het van U wat sondaars lei weggevaar en wat 'n groot ding is dit wat ons nog gesing het, Here, dat U sondaars lei weggevaar en die weg van die dood. Dit groot dat ons ontmoet in die Here Jesus Christus deur die Heilige Gees. Ons pleit die Here werklik kragtig deur die Heilige Gees. Die woord, die goeie nuus van Jesus Christus in ons harte word ons die met vrug dra, 30 en 60 en 100voudig. Hy toch kragtig deur die Heilige Gees, mag ons elke oomblik vasgeanker word in die nuwe lewe wat ons in Here Jesus Christus het, seën. So die Vader ons weer by Uself gebring, waar ons vrede het, waar ons blydskap het, waar ons altyd goeie moed het, by U, ons goeie, getrouwe Vader. Spreek toch met ons Here hier deur die woord, wil U alles wegneem wat skeiding maak tussen U en ons. Ons harte, ons gedagtes, by die prediker van en gefokus kry op U en op die majesteit en grootheid. Ons bid in ons ewig van die Here ons Jesus Christus, ons verlosser en ons biddaar se naam aan U. Amen. Ons gaan nou weer saam sing Psalm 94 voordat ons gaan saam die Here se woord. Ons mag weer saam sing Psalm 94. Waarvan gaan ons sing vers 1 en vers 6. Psalm 94 vers 1 en vers 6.
voor met ons reeks spreek uit Genesis hoofstuk 3. Ons sluit vandag ons reeks af vir die nabye toekoms. Ons gaan weer as die Here se wil is later in die jaar verder met Genesis 4 tot 11. Vandag sluit ons af die reeks Genesis 1 tot 3 waar ons stil gestaan het. Ons gaan saam lees in Genesis 3, ons lees saam vanaf vers 6. Genesis 3, ons lees saam vanaf vers 6. Ons lees saam vanaf vers 6. Maar die stad was rustiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die bome in die middel van die tuin het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie en nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Want God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, julle groei en kwaad te ken. Toe sê die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oor, ja, dat hoor dat 'n mens van begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by hom, en hy het geëet. Toe gaan albei se oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle het feilbaar aan mekaar gewerk en vir hulle sport gemaak. En hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin en die aandwykie, en die mens en sy vrou hulle verwerk vir die aangesig van die Here God is die bome van die tuin. Roep die Here God aan die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het die gereis terwyl in die tuin gevrees, want ek is naak, daar is ek verwerk. En hy sê, weet jy ook nie gegee dat jy naak is? Het jy gekyk op die boom waarvan jy beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u my gegee het, om by my te wees. Sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Waarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is ek vervloek onder al die vee en al die diere van die veld, op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saam en haar saam. Hy sal jou die kop verworstel en jy sal hom in die harsteen byt. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grooters vermeerder jou moeite en jou swangerskap, met smart sal jy kinders baar, en aan jou man sal jou geen wees, en hy sal vir jou wees. Maar die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om jy te eet nie, vervloek is die aarde aan jou wil. Met moeite sal jy daarvan eet, al die jaar van die lewe. God sal vir jou dorings en distels voorbring, en jy sal die plante van die veld eet, en die smeet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde. Daar is jy geneem, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. En die mens is aan die vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. Die Here God het die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle het aangetrek. Toe sê die Here God, nou die mens geword soos een van ons die goed en kwaad te ken, as hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en teen die lewe terugheid nie. Stuur die Here God om weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waar hy nie geneem is. Sodat hy die mens weggedryf en die geels van die ooste kant van die tuin van Eden laat woon en die swaard wat vlammen flikker en die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Lees weer van ons vers 15. Ons gaan net stil van my gedeelte van vers 14 tot 20 sal
Waarschijnlijk makkelijker vir jou wees om die gedeelte op die preek te volg as jy die gedeelte by jou koop het, die Bybel koop het, die gedeelte wat lees ek weer vir ons vers 15, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die oppermorsel, en jy sal van die afskender. En ook verstoot. En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. En wanneer 5 vers 3 lees ons, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkende. Maar die 83 vertaal is soos volg, ons verheug ons ook in die swaarkry. Wat 'n woorde is dit? Ons verheug ons ook in die swaarkry. Ons is al dieselfde lees ons in Jakobus 1 vers 2, agter nou en vreugde my broeders wanneer jy in allerlei versoekinge val. Hoe dis aarde is hierdie moontlik? Misschien dat ons baie kyk is dan ons, hoe is het moontlik om bly te wees as dit net van die swaar gaan? Nie gedeelte wat ons gelees het in Genesis 3, is nie al van baie swaar kry. Ons gaan nie by stilstaan of woord, ons lees van stikkende huwelike, ons lees van pyn met geboorte, van werk wat uitputtend is. Ons lees van moeite, pyn, swaar kry en selfs dood. Alles is hier, die paar vers wat ons gelees het in Genesis 3. As ons enigszins die swaar kry in die wêreld wil verstaan, dan moet ons van stil staan by Genesis 3. En as het hard weer een swaar woord om te sê, dan wys al die kinders aan die mens toe. Al die kinders wys aan onsself toe. Ons, die mens, het groot pyn veroorsaak, ons het nog gehoor in die vorige preke, ons het groot pyn veroorsaak om onsself aan God los te steel. Jy bedoel, ons kan besluit wat is goed en wat is verkeerd. Wat is goed en wat is kwaad, wat is reg en wat is verkeerd. Sonder die Here is ons lewendig dood. Sonder die Here is ons lewendig dood. Waarom vrees soos sy lewe, ons het voorgeweer ook gesê, hy vrees soos sy lewe. Hier het hy net herken, en hier het hy nog net herken, ek het gekeerd. Wat nou? Mag die Here, vers 14, gaan die Here by die slang. En as ek langer op te lees, broer en sister, die slang moet nie ondervra, soos aanleiding van ondervra is nie. Die Here leer nie by die slang, of by die duivel nie. Want vra nie die slang of die duivel, die slang, die duivel word nie kans gegee deur die Here om te praat nie. Al wat kom is die vervloeking. Die slang word vervloek. Maar jy sal vra, kom die slang. Jy sal die slang en hy sal op sy buik sy op die stof net, kom die slang, hy sal nie dit dier. Hoe moet ons dit verstaan? Dit is die volgende deel ook ek sy bietjie verklaring van dit en help om dit te verstaan. Dis soos wanneer 'n pa die swaard kry, dan kan ons sê die instrument kry waarmee sy kind seer gemaak is. En dan vat die pa dan die swaard en breek aan die swaard stukke. Maar sy kind seer gemaak het. So vervloek die Here die slang. En hy sal op sy buik sy stof neem. En die wys ook na vernedering. Slang, hy word verneder. Hy wys ook na, hy word verslaan. Juist dit word gewys in die volgende vers, waar ons vooral gaan stilstaan, vers 15. En dan sy vrou hoor, hoe praat die Here God verder met die slang, met die duivel, met jou saam. Dan begin dit vers 15, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou. Die Here maak vyande tussen twee wesens. Het jy ooit nog gedink dat die Here vyandskap maak?
Die Here maak vyande en ooit so lank gerichte. Ooit gedink dat die Here oorlog maak tussen twee partye. Hier twee partye en die Here maak oorlog tussen hulle. Dink nie baie so aan die Here. Sy sal met vyandskap maak. So baie die Here is liefde. Maar hier is ook iets anders. Hy maak vyandskap, hy maak oorlog tussen twee partye. Hy sê, hy gaan vyandskap maak. En die klem op vyandskap. Hy sê, die vrou en die duivel gaan die Here self sorg daarvan, nou al vyandskap is. Ag, my broers, is wat 'n wonderlike woord is hierdie. Hoe goed is die Here nie dat hy vyandskap gemaak is in hierdie onheilige vriendskap wat daar was tussen die vrou en die slang. Hoe goed is die Here nie dat hy vyandskap gemaak is in hierdie twee. Dan gaan die vyandskap verder as tussen die twee partye. As jy so die middelste deel van vers 5 en ook voor tussen hulle saam. Ons kan sê tussen hulle afstaan en dan gaan die vyandskap ook nou voort. Ons sien het al eens sê in die volgende hoofstuk, Kain maak sy broer Abel dood. Slang se saak en die vrou se saak is in vyandskap gegaan. En hier is soos een goue draad reg deur die Bybel. Waarom ook hier ook hier baie skrifvertalings word die moederbelofte genoem. Want die res van die Bybel kom so te sê terug na die belofte toe. Ons sien die belofte soos een goue draad reg deur die Bybel. Ek sê dit sal goed wees as jy hier Genesis 3 vers 5 en jou oop leer en dan gaan kyk hoeveel keer lees ons hier in die Bybel van hierdie vyandskap nie. Miskien kan jy dan begin opskryf op 'n bladsy en elke keer as jy nog weer kan lees van die vyandskap tussen hierdie twee partye, dan skryf jy dit ook by. Jy moet groot stryd reg deur die Bybel. Nie stryd gaan vandag op voor. Hoor jy byvoorbeeld wat lees ons in Romeine 16 vers 20, waar lees ons en die God van vrede sal die saak spoedig onder julle voete verbreisel. Genade van ons Here Jesus Christus sy met julle. Amen. Met ander die stryd hiervoor. Tot vandag toe hierdie stryd oor tussen hierdie twee partye. Liewe broers en susters, jy is deel van hierdie stryd, of jy dit wil weet of nie, jy is deel van hierdie stryd. Groot oorlog in die wêreld. Ek sien byvoorbeeld die oorlog tussen Amerika en Rusland, die is die groot oorlog in die wêreld. Watter lande ook al kan daar opnoem. Die groot oorlog tussen die vrou se saak en die slang se saak, dis die groot oorlog in die wêreld. Dis die oorlog wat al die oorlog voortgaan in die wêreld. En ons net twee kante geniet, ons net twee kante. Ons nie die kante nie, ons nie jou mens land nie. Ons nie 'n middelplek, ons nie twee partye. Die slang se saak en die vrou se saak. Watter kant is jy geliefde? As ons so voortloos in die geliefde. Ons lees dat die Here hierdie vyandskap begin. Wat 'n genade is dit. Jy moet dit beloof. Want die Here beloof iets hier. Hy beloof dat hy hierdie vyandskap sal opbring. As die Heilige Gees in ons begin werk, dan begin hierdie vyandskap 'n werklikheid in jou lewe word. Jy begin lief hê wat die Here lief het en jy begin haat wat die Here haat. Ons gaan hier nie begin nie. Ons Here doen dit. Hy doen hierdie deur sy Heilige Gees in ons wanneer hy die wedergeboorte in ons werk. Hy sal hierdie vyandskap in. Hierdie is die diepste, die Here se oorlog. Hierdie rus nie op jou skouers nie, geliefde. Moet dit op jou skouers laai. Hierdie oorlog rus nie op jou skouers nie. Moet dit op jou skouers laai. Die Here begin hierdie oorlog. Nie jy of ek nie. En hy begin hierdie oorlog nie net nie. Jy stop dit nie net nie, geliefde. Hy begin hierdie oorlog. En dan sê jy, nou moet ons hierdie oorlog verder, want ons nou hierdie oorlog gaan doen. So is die Here nie, geliefde. Die laaste deel in vers 15 lees ons nog 'n aspek, die laaste aspek van hierdie oorlog.
laaste deel van vers 15. Maar lees ons, skielik is dit enkelvoud. Hy sal met die kop vermorsel, en jy sal op die haksteen by. Skielik word die saak op een. We gaan neerkom waar die slag sy kop sal vermorsel. Hierdie oorlog is die Here se oorlog. En broer en suster, dit gaan oor die Here. Dit gaan oor die Here. Maar die antwoord van die Bybel gaan nodig wees, as iets oor die haksteen by wie is eintlik dieselfde woord wat twee keer gebruik word, soos kan sê, hy sal oor die haksteen vermorsel. En jy sê, hy sal jou kop vermorsel, as jy sê dat hy sal oor die haksteen vermorsel. Hoe erg is dit nie, jou haksteen vermorsel, jy kan nie meer ook nie. Dit beteken is heel wat strijd. Sommer vroeg, pas na die Here Jesus gedoop is, begin die aanval al reeds in die woestyn. Here Jesus word versoek deur die Satan, 40 dae, 40 nagte, en die aanval om weer op die ander. En die aanval om die Here Jesus van alle kante af, is het heerlik in die 3 jaar, waar hy gedoop is. En hy kom met 'n groot hoogtepunt, as hy jaar aan die kruis hang. Uiteindelik, oorwin die Here Jesus op daardie kruis. Hy oorwin, hy staan op en hy oorwin. Die dood is verslind deur die oorwinning. Hebreërs 2:14 lees ons so wonderlik, aangesien dat ons fees en doen deelagtig is, het hy ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot nie kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lang vrees vir die dood as slawerny en hom onderworpe was. Christus is ons lewe. Hy oorwin. Nie ons nie. Hy is die een wat die slang se kop vermorsel. En ek het heel goeie dag in ons speel, ek kan nie tang vastgedruk word. Ek voel maar, ek wil so graag verlos word in die sonde, maar aan die ander kant word jy so gegryp, en jy word so getrek, en jy word so gelok, en jy word so aangeval met of deur die sonde. Dit is nie so belangrijk en straf vir jou. Straf is ewig. Hieronder is ons vermoedig, en ons is trots, en ons dink, ek mag hierdie. Ek het die lewe. Ek kan nie meer reg, ek sê so baie, en ek is gewoon reg, dit is goed. Daarom is ons lewensmoedig, sommige die selfde dag is ons lewensmoedig, en ons is plat geslaan. En ons word gekom met vrees, ons is vreesachtig. En ons kom op punt, waar ons nie meer lewe. So hy ons beplan, van die een sonde, aan die volgende een. So kom die aanvalle op ons hakstene, dat ons nie ons roeping as Christen in die Here kan uitleef nie. Dis die een aanval op die ander een. So belangrik geliefde, Christus, Here Jesus, hy oorwin. Hier staan nie, die groot belofte is nie dat ons moet oorwin nie. Dit gaan oor die Here geliefde, dit gaan oor die Here, hy oorwin, en wat het onder die genade is dit nie, dat ons in Christus ingepakt mag word, die Heilige Gees reg in ons nie. Wat een groot genade is dit nie, dat ons in ons oorwinnaar ingepakt mag word, die Heilige Gees nie. Christus is jou oorwinnaar geliefde, glo in hom, gryp vas in die geloof in hom. Hy het die slang se kop vermorsel aan daardie kruis. Hy het oorwin. Buiten hom, buiten Christus, sal geen oorwinning nie. Net verloor. Oorwinning is net in Christus. Hy vas in geloof in hom. Die Here praat nie net met die slang, jou Satan nie. Tweedens praat die Here ook met die vrou. En vers 16 is op dit. Die Here praat met die vrou.
Eers word daar gesê dat daar moeite grootliks verbeter word, swangerskap word nou swaar met smart, met baie pyn, kry jy vrou, kinders, baie pyn. Maar hy het ook geleer, en dan het een groot roeping as vrou, selfs ook met die man, maar een groot roeping as vrou, kom daar nou swaar kry. En verdank dat kinders kom daar nou swaar kry. En ook weer is verdank dat huwelik, sy is geskep as 'n hulp vir die man. En ook hier kom daar nou groot swaar kry. Hierdie twee plek in die vrou se lewe, het word stukkend gebreek deur die sondeval. Kyk, vernietigend is die sondeval en die sondige liefde. Sien dit raak. Lees ook, die einde van vers 16, na jou man sal die begeerte wees. En hier bedoel nie dat die vrou graag 'n man gaan wil hê. Dis nie wat hier bedoel nie. Genesis 4 vers 7, help ons om hierdie te verstaan, dieselfde frase wat ons ook daar in Genesis 4 vers 7. Hierdie vers 16 van na jou man sal die begeerte wees, beteken die vrou gaan die man se posisie begeer. Sy gaan haar man wil regeer. Dis juist die swaarkry wat die sondeval gebring het. Die mooi huwelik wat die Here geskep het van gewillige onderdanigheid van die vrou en liefdevolle hoofskap of opofferende hoofskap van die man het op gestukking. Vrou se groot stryd is om die man se rol te wil vervul. Liewe suster, is hierdie jou stryd? Is hierdie jou stryd wat jy elkens weer jy autoriteit wil hê in die huwelik? Sukkel jy met onderdanigheid? Is wat met die sonde? Waar die man lees ons in vers 17 tot 19. Jy is die groot roeping wat die man ontvang het, om die groot swaar. Man is al geroep om te onderwerp, die skepper te onderwerp, om daarom te regeer, om dit te bewerk. Juist daarom om druk die Here se hand baie swaar op die man. Juist daarom sy straf. Die aarde word gevloek op sy opbou. Die aarde, die skepping, word vervloek. Dan kom nou stromings en orkane en vloede en tornado's en aardbewings die Jesus nou so vol van dit ontskende. Dit kom hier van Genesis 3 af. Van die sonde, dis hoe die aarde so vervloek is. Dan kom konings en distels, en sy dochters, as weer een koning is wat jy op jou hand steek, jy kry daar die steek, onthou dan verskrikkelijk ergens die sonde. Die man word werk word al baie moeite. Dit gaan gepaard met baie smeek. En die man se uiteinde is stof. Want stof is jy. En tot stof sal jy teruggekeer. Wat 'n ellendige bestaan. Dis reg en dis wat langer in die huwelik. Week na week of van maand na maand, van gesê gelukkig is jaar na jaar, is pyn en is moeite met kinders om kos op die tafel te hou, en ons amper ondraaglik te smeek, is moeite en is gesukkel, en dan keer jy terug na stof, ja, dan is jy lewe net verby. Is dit dit? Is dit dit? Is nie dit in die brood sit. Gaan die Here dank en loof en prys vir die res van ons lewens, omdat hy hierdie vir sy kinders, omdat hy hierdie straf sal opsê, omdat hy hierdie vloek reeds om verander het, hy het opdra. In Efesiërs 5 van ons daar lees van 'n wonderlike huwelik van onderdanigheid en hoorskap, van die wonderlike huwelik wat ons hier lees. En dit is in Christus.
Christus het die straf en die vloek van Genesis 2 vers 16 tot 19, hy het kom dra vir sy kinders. Kinders kry ons baie pyn. Christus het gelei. Die helse pyn verduur, sodat die pyn van swangerskap verdragen word. Maar ons kan hoop in die pyn van swangerskap, waar ons hier dat is lewe. Here gee lewe deur die pyn van swangerskap. Werk is nie meer die moeite nie. Ons kan ook in Korintiërs 15 lees, waar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, want hulle weet dat hulle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Ons kan lees, hulle werk bevolg met hulle. Psalm 19 kan ons bid die sin van Christus as ons lees, en bevestig die werk van ons hande, ja, die werk van ons hande bevestig dit. Daar is nog steeds sweet, ja. Maar hierdie sweet van Christus, wat soos bloeddruppels op die grond geval het, is al vir ons hoop en goeie hoop in ons sweet elke dag. Hoor met die broer en suster, hoor het belei ons is so wonderlik. Tot stof sê hy, tot stof sal jy teruggeef, lees ons hier in Genesis 3, ja, maar in Christus is het geen dood nie, maar alleen in alle afsluiting van die sonde en het weer van my lewe verloor doen. In Christus. Hoe wonderlik is die evangelie van ons Here Jesus Christus nie. Hoe wonderlik is die evangelie van ons Here Jesus Christus nie. Dan lees ons laatstens, so sonder so persoonlik. Lees daar, hy het sy vrou nie mag genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. Nou, vir ons in Afrikaans is die eindelijk nie, is nie so goed vertaal nie. Ons sien het nie so mooi raak in Afrikaans wat hier staan nie, maar eindelijk staan hier in die vers 20, ons wil eindelijk slapper lees, hier staan, Adam het sy vrou lewe genoem. Dis wat hier staan. Dis precies die woord in die oorspronklik al. Adam het sy vrou lewe genoem. Die woord vir lewe is precies die woord wat hy vir sy vrou gegeet. Hy noem sy vrou lewe. Dit staan baie uit. Wees wat nog gedink het, na hierdie verse 16 en 17 en 18 en 19 wat ons gelees het van al die swaar kry. Ons het nie al gedink het. Dit sal julle ons ingemaak as Adam sy vrou swaar kry genoem. Of vers 16 en 17 tot 19 ons lees waar altyd van die man en die vrou lees ons daar liever moeite. Dit is nog onsinnig dat ons ons gedink het as al sy vrou moeite genoem. Adam en sy vrou lewe. Na al die swaarheid wat ons pas oor in dit Adam sy vrou lewe. Daar is lewe by die Here alleen. Daar gryp Adam vas in die geloof. By die Here is lewe. Here wil win, en hy gaan oorwin, en hy gaan lewe bewerk, en hy gaan die vyand oorwin, hy gaan die swakste kop verworstel, waar gryp Adam vas in die geloof, by die Here is lewe. Adam moet sy vrou lewe. Nou is ek by die laaste, dat was kies. Hoe kan ons bly, ons kom hier by begin, hoe kan ons bly wees vir swaarheid? Ons sal so baie swaar kry in die wêreld. So met die sondeval, ons het reeds die begin al gesê, omdat die mens van ons self aan God ons gesteer. Maar hoe kan ons ooit bly wees in swaarheid, vir swaarheid? Nie vir die Here Jesus Christus kan ons bly wees vir swaarheid. Vir swaarkry kan mense natuurlijk, daar is baie boek al geskryf oor swaarkry, ons moontlik om iets te hier te sê, en van hierdie preek oor swaarkry, of alles te sê oor swaarkry, maar as een ding wat ons kan sê oor swaarkry, ons miskien kan gaan dink, ons kan nie vanaf weggaan, as dit nie was vir swaarkry op hierdie wêreld nie, dan sal ons nie die Here gesoek het, of ons sal nie die Here lief gehad het nie, want dan sal ons gelukkig gewees met ons lewe, as ons nie swaarheid op die wêreld was nie. Ons sal gelukkig gewees met ons bestaan. Ons sal gesê, maar my lewe is so mooi.
So dit beteken ons sal die Here gesoek het nie. As dit nie was so swaar kry op die aarde nie, het ons nie die Here gesoek het. En oor die swaar kry is vir ons goed. Daar is genade in swaar kry. Ja, dit is so die Here hart neergekom op die mens wat hier in sonde, maar as 'n manier vir sy kinders om ons terug te dryf van die Here toe. Ek sê hierdie weer, dit is so die Here hart neergekom op die mens wat hier in sonde, maar as 'n manier vir sy kinders om ons terug te dryf van die Here toe, en ons swaar kry, vlug ons nou na die Here toe, want ons weet, net hy is ons uitkoms in ons swaar kry. Ons nie aan die plek ons uitkoms in ons swaar kry nie. Want hy gaan probeer aan ons opties in ons swaar kry. Ons gaan probeer hierdie kant en ons gaan daar die kant doen. Net om met jou te besef, die enigste pad is om net oor te gee aan die Here. Oor aan jou verlos. By Christus is daar lewe. Sonder die Here is ons lewendig dood. Here Jesus Christus het ons die lewe om bewerk is uit die binne. Ons het die Here nodig, liefde. Gaan by die Here. Hy het die oorlog gegaan. En dan weet die oorlog gewen om vol te doen. Die Here is lewe. Gryp vas in geloof aan hom. Gryp vas in geloof in hom. Amen. Kom ons sit saam, juist so sonders, antwoord op die woord wat hierby aansluit. Maar bou het vir al wat wil, vergeet is alles wat hulle bou as God sy hand daaraan onthou. Hier is 'n aandag van wegtrek, dan is alles te vergeet. So 127, ons sit daar van vers 1 en vers 2 en dan gaan ons saam. Hemelse Vader, ons gaan U net dank en loof vir U onbeskryflike goedheid. U is so onbeskryflik goed, Here. Woorde is nie tekort om U goedheid en U barmhartigheid, U omgee en U genade te beskryf.
Kom gee ons lewe in die dood waarin ons onsself ingedompel het. Kom aan vijandskap. Die dood waarin ons onsself ingedompel het. Wees ons so onbeskryflik goed. Ons bly by die Here dat die meer en meer in ons sal kom werk en dit sal vir ons kom bring en ook maak dat ons besef hoe goed die is en dat hierdie is waartoe ons kan vlug en nodig het om aan te vlug. Elke oomblik van die dag en nacht. En hier is ons goed hier. So baie keer ons eie planne is ons goed op. Ons verdoorde waarmee ons in besigheid ingaan, ons dink hulle is ons goed, of ons dink die reën is ons goed, of ons dink ons boerdery is ons goed, of ons werk, ons baas, huweliks maar ook ons kinders, so kan ons aangaan op al die dinge opdoen wat ons dink is ons goed. Hoe min dink ons nie, weet ons nie, besef ons nie, aktief vir ons goed is. Vergeef ons op Here. Ons is so swak. Ons is so aards. Gaan party keer daarom wat ons nie dink oor die dinge van hierdie aarde. Ons nie eens dink oor die. Ons is Vader, ons is swak. Ons kan net smeek oor die genade. Skien toch vir ons die lewe wat my bekeerd was. En toch meer en meer met die Heilige Gees en ons dat ons aan die wees met dit, die dinge wat nie verlief is. En ons sal haat die dinge wat nie haat. En toch in ons dat ons die sonde sal haat. En toch in ons dat ons die woord sal nie word. Meer en meer sal nie wees in die woord. Sal nie word dan voor te bid, ons knieën te gaan voor die gebed. Ek toch dat ons liewe sal word, sal voor om nie te dien, ons roep om as Christen uit te leef, ons sal liewe daarvoor word, nie te aanbid, vir ons naaste lief, Jesus onsself. Smeek die Here, dink toch aan ons en ons ellende. Dis vir ons terug. Met elke kind van die skool die een begin te behaal en die aanvallen daaroor is. En meer word die woorde in ons samelewing uitgedryf. Geef ook Here dat ons sal opstaan daarvoor, sal opstaan vir die waarheid van die woord, vir die eer. Nie vir ons eie eer nie. Dit alles ons smeekie, dit alles ons bring ons dank aan U. Die naam van Here Jesus Christus alleen, die naam van die naam. Amen. Ons in Psalm 33, dan gaan ons sing vers 2 en vers 3. Psalm 33 vers 2 en vers 3. Vers 3, hy min die reg. Sê ons in die eerste wat antwoord, hy bid mense wat doen, die Here is lief vir die reg, hy is lief vir die reg, want enkel waar en reg is hy. So die Here self is altyd reg, ons nie onreg hom, vind nie, maar ons is ook lief vir die reg. Psalm 33, ons is al vers 2 en 3, maar na die ons gaan wegsien met sy groot seën ook om te gaan doen. So
Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen.